Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Jy kan alles hê wat die wêreld het om te bied. Jy kan geld, roem, mag, besittings hê en nog steeds die een ding verloor wat die belangrikste is: jou vrede. Salomo het goed begin. Hy was nederig, vrygewig en het 'n honger na God gehad. Toe hy die kans gekry het om enigiets te vra, het hy nie rykdom of oorwinning of roem gevra nie, maar wysheid om te kan regeer. En omdat sy hart op die regte plek was, het God seëninge op ondenkbare maniere oor hom uitgestort. Sy inkomste alleen sou hom die rykste man van vandag gemaak het. Maar toe kom kompromie. Salomo het nie skielik van God af weggeloop nie. Nee, dit was stadig. 'n verkeerde huwelik hier, 'n bietjie afgoderry daar. En 1000 verhoudings later was sy paleis gevul met valse gode en sy hart was nie meer ten volle aan die Here toegewy nie. Die woord leer dat Salomo aanvanklik rus rondom hom gehad het. 1 Konings 4 vers 24 sê, want hy het geheers oor alles wes van die Eufraat, van Tifsag af tot by Gaza, oor al die konings wes van die Eufraat, en vrede gehad aan alle kante rondom. Maar later lees ons in Hooglied 3 vers 7 en 8, dat hy nie meer in vrede geleef het nie. 60 leiwagte, wat van geboorte af opgelei is, het snags hom opgepas. Hoekom? Vrees. Nie vir wat van buite af kan kom nie, maar van binne af. Dieselfde man wat eens vreedsaam onder goddelike guns geslaap het, het nou paranoïes en rusteloos geleef. Jy sien, dit is wat sonde doen. Dit beloof meer plesier, meer beheer, meer sekuriteit. Maar dit lewer altyd minder. Dit vreet jou siel weg, totdat jy leeg, bang en desperaat gelaat word. Vra jouself af, vir wat verruil jy jou vrede? 'n verhouding wat jy weet God nie eer nie? 'n kort pad na 'n saketransaksie? 'n geheime kompromie? Om stadig weg te dryf van God af, lyk nooit gevaarlik nie. Maar op die ou einde, haal dit jou in. Vrede word gevind in gehoorsaamheid. Dit word gevind wanneer jou wee God behaag. Daarom, maak altyd seker, jy kies gehoorsaamheid bo enige iets. Want as jy doen, sal die God van vrede jou hart bewaar. Nie met swaarde nie, maar met sy Heilige Gees. Here, help my om nie die wêreld na te jaag en dan in die proses my vrede te verloor nie. Bring my terug na U toe. Laat my wee U behaag, sodat ek in vrede kan lewe. In Jesus naam bid ek dit. Amen.